Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Ambisie bring droefheid. Die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Spreuke hoofstuk 10 vers 22. Lucifer, voor sy rebellie, was 'n hoë en verhewe engel, die volgende in eer na God se geliefde seun. Sy aangesig, soos die van die ander engele, was sag en het geluk uitgespreek. Sy voorkop was hoog en breed, wat 'n kragtige intellek getoon het. Sy gestalte was perfek, sy houding edel en majesteus. 'n Spesiale lig het in sy aangesig gestraal en helderder en mooier om hom geskyn as om die ander engele. Tog het Christus, God se geliefde seun, die voorrang bo die hele engelskare gehad. Hy was een met die Vader voordat die engele geskep is. Lucifer was afgunstig en jaloers op Jesus Christus. Tog, toe al die engele voor Jesus gebuig het om sy oppergesag, hoë gesag en regmatige heerskappy te erken, het hy saam met hulle gebuig, maar sy hart was gevul met afguns en haat. Waarom sou Christus so voor homself geëer word? Lucifer in die hemel het begeer om eerste in mag en gesag te wees. Hy wou God wees, die heerskappy van die hemel hê, en tot hierdie doel het hy baie van die engele aan sy kant gewen. Toe hy saam met sy rebelle leer uit die howe van God verdryf is die werk van rebellie en selfsug op aarde voortgesit. Deur die versoeking tot selfbevrediging en ambisie, het Satan die val van ons eerste ouers bewerkstellig, en van daardie tyd tot nou toe het die bevrediging van menslike ambisie en die toegee aan selfsugtige hoop en begeertes die ondergang van die mensdom bewys. Hy wat selfverheerliking sy doelwit maak, sal homself beroof van die genade van God, deur wie se doeltreffendheid die ware rykdom en die mees bevredigende vreugdes gewen word. Maar hy wat alles gee en alles vir Christus doen, sal die vervulling van die belofte ken. Die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.